Goeiemôre vriende, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek steek die kers aan, weer eens om die Here se teenwoordigheid in ons lewens te simboliseer. En dan sing ons saam by lied 190, Grote God, aan U die eer. Ons wil ook graag geluk sê vir 'n paar mense wat vandag en in die week wat kom verjaar. Ons sê baie geluk vir Bennett Arajo en Franco Pretorius wat vandag verjaar. Maandag verjaar Marisa Roots en Shanique Swart. Dinsdag Martin Ellis en Hester Tron. Woensdag Belinda Du Plessis, Elsa Groenewald, Louis Henning en Philip van Greenen. Donderdag Marie Loggenberg, Vrydag Nina de Jager, Ronnie Hekker, Jean Lou en Frank Taylor, en Saterdag Michelle Erasmus, Melmarie Fourie en Pieter van Rooyen. Hartlik geluk vir julle, mag julle 'n mooi jaar voor julle hê. Kom ons bid saam. Kom ons sit net so in stilte. En dan dink jy by jouself, waarvoor is jy dankbaar? Wat het hierdie week vir jou bly gemaak? Ek wil die Here loof met alles in my. So hoog as die hemel is bo die aarde, so groot is sy genade oor my. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy my sonde. Laat alles wat leef die Here loof. Amen. Ons is daar nog steeds besig met die reeks oor roeping, en vandag kyk ons na Samuel se roeping. En die tema is, toe almal doof en blind was, toe roep God vir Samuel. En ons lees saam by 1 Samuel hoofstuk 3. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê, en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here vir Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom.
Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel toe geroep, en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan, en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel, en Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, sy 2 ore sal laat tyd. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend, en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê, Samuel, my seun, hy het gesê, ek kom. En Eli sê toe, wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets van my wegsteek nie. Toe vertel Samuel hom alles, hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê, hy is die Here, laat hom doen soos hy wil. Samuel het groot geword. Die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here het toe weer in Silo verskyn, want hy het hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here. Dit is die woord van die Here. Die eerste punt wat ek wil maak is, God was daar, maar min het dit besef. As ons gaan lees in die boek Rigters, dan sien ons dat die tyd waarin Samuel opgetree het, nie die beste tyd was in Israel nie. Dit was 'n tyd gewees, lees ons, waarin elkeen gedoen het wat goed was in sy oë. Dit was 'n tyd gewees van selfbelang soek. Die volk het al hoe meer die gevoel gehad, hulle wil 'n koning hê soos wat die nasie se koning het. Hulle wil nie meer hierdie ding hê dat God hulle koning is nie. Dit is nie goed genoeg nie. Eintlik, God was nie meer vir hulle goed genoeg nie. Daarom lees ons in Samuel 3 vers 11 hierdie bondige sinnetjie. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Daar is ander aanduidings van die verval en die desolasie wat daar in Israel was. Dink aan Eli, die geestelike leier, van wie ons lees dat hy nie meer so goed gesien het nie. Is dit simbolies van die volk van die Here, wat geestelik blind begin word het, geestelik afgestomp begin raak het? Ons dink aan die lamp van God, waarvan ons lees dat het nog helder gebrand het. Natuurlik dui dit daarop dat het nog baie vroeg in die oggend was, nog donker, maar is daar nie simboliek daarin om te sê dat die lamp van God, die symbool van God se teenwoordigheid, het nog gebrand. God was nog daar, maar hulle het hom nie meer gesien nie. Hulle oë was nie op hom gerig nie. En dan dink ons aan Samuel se ma, Hanna, in die gedeelte vooraf, wat onvrugbaar was, wat nie kinders kon hê nie. En haar hartseer daaroor, haar gevoel dat God net nie meer vir haar omgee nie, en hoe God dan intree.
alle simbole van die verlatenheid wat Israel ervaar het. Dit was 'n tyd waarin hulle doodgewoon net nie meer selfondersoek gedoen het, vir hulle self gevra het, is ek dalk die probleem nie. En natuurlik was daar ook dan nou nooit enige berou gewees aan hulle kant nie. Hulle doodgewoon het besluit, God is nie meer goed genoeg nie. Miskien voel jy ook vandag 'n bietjie verlate en alleen, miskien selfs God verlate. Ek het verlede Sondag wakker geword, sommer net met 'n woede in my, hartseer ook, oor hoe ons land wanbestuur word en geplunder word, en dit lyk net of dit nooit eind gaan kry nie. En te help het ook nou nie veel om daarna te lees hoe Tim Du Plessis skryf, dat het maar so sal gaan, solank as wat die huidige regering daar is nie, want in hulle wese is die betrokke party eintlik maar korrup. Mense word op 'n streep vermoor in ons land, verkrag. En dit lyk of dit net nie almal se erns is om daaraan aandag te gee nie, en mense kom weg. En dan gaan dit ook in die res van die wêreld nie veel beter nie. Die planeet is besig om stadig maar seker te kwyn. Plastiek spoel in die see in, visse vrek. En ons het almal daarin 'n rol gespeel en speel nog steeds 'n rol daarin. En ek self is ook nie onskuldig nie. Het God ons vergeet? Is dit waar wat Irwin Shaw sy een boektitel sê, God was here, but he left early? Ek glo dit nie. God is hier. God se lamp brand nog helder. Die probleem is nie God nie. Die probleem is ons. Sien ons God nog? Kyk ons uit vir God? Dis die vraag. Maar toe roep God 'n jong seun en 'n ding begin. Ons weet nie hoe oud Samuel op daai stadium was nie, maar hy moes al oud genoeg gewees het om 'n gewigtige boodskap soos daardie een te ontvang, te verstaan en te gaan oordra aan sy mentor. So ons reken hy was so tussen 12 en 15 jaar oud gewees. Nou die priesters moes daardie tyd weer te neem om by die ark van die Here in die tempel te slaap. Die ark van die Here was 'n groot houtkus wat met goud beslaan was, en binne in die ark was daar 'n geskrewe weergawe van die 10 gebooie, en Aaron se kierie, en 'n houertjie met manna uit die woestyn uit. En die ark was die simbool van God se teenwoordigheid. En by die ark was daar die lamp van die Here gewees, wat verder die Here se teenwoordigheid belig het. En die priester aan diens moes dan sorg dat die lamp die heel nag brand. Het mag nooit dood gegaan het nie. En aan die ander kant moes hy ook daar wees ingeval die Here iets wou openbaar. Die aand laat Eli vir Samuel, wat nie 'n priester was nie, daar slaap. Hoekom hy vir Samuel gestuur het en nie self gegaan het nie, dit weet ons nou nie. Miskien was dit omdat hy al oud geraak het. Miskien is dit die afgestomptheid wat hy gehad het in sy wese, dat hy gedink het, ag, daar gaan in elk geval niks gebeur nie. Miskien het sy 2 seuns, wat eintlik dan nou moes beurt gevat het daar, om so gedreineer met al hulle onhebbelikhede, dat hy net nie kans gesien het daarvoor nie, hy het gaan slaap. Maar Samuel is toe nou aan diens. En die aand hoor Samuel die Here se stem. Maar as lees hierdie opmerking, hy het nog nie die Here geken nie. Die bedoeling is waarskynlik om te sê, hy het geweet van die Here. Hy het waarskynlik by sy eie ma en by sy pa gehoor van die Here. Hy het by sy ma duidelik, sou hy gehoor het
van sy geboorte en hoe sy gebid het dat hy gebore moet word en hoe sy hom aan die Here toegewy het. En hy sou by Eli waarskynlik 'n hele klomp stories gehoor het van die goeie ou dae toe die Here nog verskyn het in Israel. Hy sou al hierdie goed geweet het, maar hy het nog nie 'n ontmoeting met God gehad nie. Hy het nog nie God persoonlik aan sy lyf ervaar nie. Samuel dink toe, dis Eli wat hom roep. Nou vriende, dit is eenvoudig so, dat die Here se stem selde klink klaar is. Die Here praat amper altyd, ek wil eintlik sê altyd, baie sag, baie onopvallend. Jy kan die Here baie maklik mis. Maar daai aand besef Eli, en die krediet moet ons vir hom gee, besef Eli dat dit die Here is wat met Samuel wil praat. Die ou geestelike wysheid begin weer deurbreek by Eli. Dit is die Here. Ten spyte daarvan dat hy die afgematheid gehad het, dat hy sinies was, besef hy op daai oomblik wat die Here wil vir Samuel iets sê. En hierdie onervare seun gaan sê toe vir die Here, hier is ek. Ek luister. Nou die woordjie luister kan ons eintlik vertaal met ek is gereed om u te hoor. Ek is ingestel op u. U kan maar praat. En daar begin 'n hele beweging in Israel. Toe hierdie jongman vir die Here sê, ek is gereed, u kan maar met my praat. Ons lees dat Samuel daarvandaan af toegeneem het in die oë van die mense. Sy gestalte het gegroei. Hy het fisies, emosioneel gegroei, maar hy het ook gegroei in sy kennis van die wil van God. Hy het geestelik gegroei. Ons lees dat die stem van die Here daarvandaan af toenemend gehoor is in Israel. Die hele volk het Samuel al hoe meer begin beskou as 'n betroubare boodskapper van die Here. En ons lees dat die volk gaandeweg ook al hoe meer hoop gekry het. Hulle het al hoe meer 'n nuwe identiteit gekry. Hulle het weer begin rigting kry, omdat Samuel daardie vroeë oggend gereed was om die Here te hoor. 'n lig het weer vir hulle opgegaan. Ek wil net rondom Eli ook ietsie sê. Daar's by my so 'n gevoel van teerheid teenoor hierdie ou priester. Ons weet hy het geestelik afgemat geraak. Ons weet hy was swaksiende gewees en waarskynlik het hy geestelik ook al hoe swakker begin sien. En hy het geweet ene van die tyd gaan die Here hierdie ding wat hy vir hom jare terug al gesê het voltrek. Hy gaan vir hom sê, Eli, jy is nou afgedank. Jy moet nou gaan. En toe Samuel by hom kom, toe het Eli hierdie diep geestelike ingesteldheid, wat ons nie moet miskyk nie. Hy sê vir Samuel, moet my niks spaar nie. Vertel vir my alles wat die Here vir jou gesê het. Ek moet dit hoor. En dan hierdie wonderlike, aangrypende gelowige reaksie wat ons lees van Eli. Hy sê, hy is die Here, laat hy doen wat goed is in sy oë. Diep gelowig aanvaar Eli die woord van die Here. Moet dit nie miskyk nie. Ek wil afsluit deur te sê dat God nog steeds met ons praat. Dalk is jy op skool en ervaar jy veral in hierdie tyd 'n diep
gevoel van die Here se afwesigheid. Miskien het jy te maak met 'n medeleerder, by wie jy sien, dinge gaan nie goed nie. Die persoon voel verwerp of hartseer. Miskien is daar een wat geboelie word, en jy sien die pyn op die ene se gesig. Of dalk is dit iemand wat eintlik besig is om vreeslik skeef te loop. En jy voel die persoon moet gehelp word. Moenie net aanbeweeg nie. Gaan sit by die Here met die persoon of persone in jou kop. Gaan lê daai mense voor die Here neer en vra vir die Here wat die Here wil hê jy moet doen. Miskien moet jy die persoon help, miskien moet jy die persoon help om by iemand uit te kom wat kan help, maar moenie dat dit net verbygaan nie. Ons het mense nodig wat die Here sal hoor. Ons land het sulke mense nodig. Ons ganse wêreld het sulke mense nodig. Ons huisgesinne het sulke mense nodig, wat gaan stil word by die Here en vir die Here sê, Here, ek is ingestel op U, praat met my, sê wat U wil sê, moet my niks spaar nie. God is toe nooit vroeg huis toe nie. Om die waarheid te sê, God se huis is maar hier by ons. Die vraag is of ons op God gefokus is. Goed gebeur rondom ons en dan raak ons verskrik en ons gryp na die strooihalm en na daai strooihalm. Ons begin skel op mekaar, ons raak moedeloos, ons gryp na die sosiale media en ons begin ons boodskappe uit te stuur. Ek wonder wat sy verskil dit sal maak as ons daardie tyd eerder sou gebruik om in ons binnekamer in te gaan of in ons diepste binneste en God daar te gaan ontmoet. Daar waar die lamp nog al die tyd brand. Al was ek miskien lanklaas daar, want God is nog die hele tyd hier. En mag die Here gee dat ons in daai stil word by hom, opnuut ons roeping sal ontdek. En wie weet, miskien begin 'n hele nuwe beweging oor ons dorp, oor ons land, oor die wêreld, omdat elkeen van ons weer gaan stil word het by die Here. Ek nooi jou uit. Kom, ons gaan staan almal voor die Here en ons sê, praat Here, ek is gereed om te luister. Wat sê jy? Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons die wêreld as 'n reuse legkaart sou sien met biljoene stukkies, help my om vandag my roeping op my stukkie van die legkaart te hoor en uit te leef. In die naam van Jesus. Amen. Kom ons sing nou saam lied 159. God is hier teenwoordig. En onthou dat God teenwoordig is in jou hele lewe, elke oomblik. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here.
is hier teenwoordig, Here, gee ons vrede, wees genadig, wel vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lief verkondig, is die bron van alle lewe. Is hier, lei ons al ons ware, na U welbehaag. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here, in die allerhoogste sfere. Uit die stof bring ons lof, Here God van vrede, hoor ons gebede. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee vir jou vrede. Amen.